Goed, kom ons sit net so, dan maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir U genade. Here, dat U ons vanmôre weer hier in U huis bymekaar gebring het, dat ons ook hier saam kan kom, saam kan vergader as U gemeente, en Here, dat U ook vir ons uit U woord kan leer. Here, ons dankie dat ons vanoggend ook Hervorming Sondag kan vier, dat ons kan terugdink aan die gebeure van die 31ste Oktober 1517, maar nie net op daardie gebeur nie, maar ook die vuur wat daardie dag aan die brand gesteek is, wat in 'n sekere sin tot vandag toe nog brand, en dat ons opnuut kan besef hoe U deur alles wat gebeur, U hand ook oor die geskiedenis hou, hoe U alles beheer en bestuur, en dat alles gebeur volgens U wil. Ja, Here, dat U werklik die koning van die konings is, en dat U die een is wat konings opsit, maar ook konings weer laat val. Ja, dat U in absolute beheer van alles is. En Here, daarom, omdat U ook in die beheer van die geskiedenis is, omdat U in die volheid van die tyd vir Jesus Christus gestuur het, om ook vir ons te kom sterf, en vir ons te oorwin, deur op die 3de dag uit die doodheid op te staan. Here, daarom bly dit die kern van die evangelie. Dit bly ons hoop, dit bly ons roeping, daarvoor leef ons ook, en daarom weet ons ook dat U weer sal kom om ons te kom haal, ons wat die ware kerk is. En Here, daar wil ons ook vanmôre weer opnuut vra, waar ons nou met U woord gaan besig wees. Here, lei vir ons deur die Heilige Gees, maak ons ore oop, gee dat ons werklik sal hoor. En Here, lei ons en rus ons vanmôre opnuut weer toe, om werklik in hierdie diep donker wêreld van verlorendheid waar ons onsself vind, om ook hier U kerk te wees, wat ook so leef dat ons tot met die wederkoms, en alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U sal bring. En daarom vra ons nou, Here, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir ons vanmôre hierdie 2 gedeeltes lees, wat ek vir ons gestuur het. Die eerste is uit die Ou Testament, dit is 'n bekende gedeelte, daar in Esegiel 37, die eerste klompie verse daarvan. Ek wil vir ons van daar af lees van vers 1 af. Esegiel wat hier aan die woord is, en hy sê, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene, en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer, soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n gedruis, en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees op hulle gekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword,
en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jou grafte laat opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit jou grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, en jy mensekind, neem vir jou 'n stuk hout en skryf dit daarop vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote, en neem 'n ander stuk hout en skryf dit daarop vir Josef, die hout van Efraim, en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie, sê dan vir hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en die stamme van Israel sy bondgenote, en ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy op skrywe in jou hand wees voor hulle oë, en sê vir hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in 'n land. En ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees, en hulle sal nie meer twee nasies wees nie, en verder nie meer in twee koninkryke verdeel wees nie. En hulle sal nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie. En ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my 'n volk wees, en ek vir hulle 'n God wees. Ek wil ook vir ons in Matteus lees, in Matteus 16, daarvan vers 13 af. Dis ook 'n bekende gedeelte, ek lees vir ons daar, is in die Nuwe Testament. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar
Hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Nou ek het vir ons 'n paar teksverse. Die eerste, ek wil hê ons moet weer teruggaan daarna Esegiel 37 toe. Nou in Esegiel 37, die 4de vers, ons het hier gelees, daarop sê hy, dis nou God vir my, dis nou vir Esegiel. God sê vir Esegiel, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Dor bene, hoor die woord van die Here. En as ons nou vanmôre Hervormingssondag vier, en ons dink terug aan die gebeure van die hervorming, dan weet ons natuurlik, daar was uit die hervorming, uit die 5 slagspreuke wat gebore is, en die eerste daarvan is natuurlik sola scriptura, wat beteken die skrif alleen. Maar dit beteken die skrif moet ook suiwer verkondig word, en dis in 'n sekere sin wat God hier vir Esegiel sê, die bene hier is dood, en God sê, al hoe hulle lewendig kan word, is as jy vir hulle profeteer, as jy vir hulle die woord gee. Dis die gedagte wat ek hier aan wil heg, maar dan wil ek ook vir ons daarvan vers 16 af in Matteus 16 lees. So hier in Matteus 16 lees ons dan, en Jesus vra nou vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle, party sê, u is Elia, en ander sê, u is Johannes die Doper, of u is Jeremia, of een van die profete. En dan vra hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? En dan is dit nou Petrus, die eerste een wat antwoord, en Petrus sê vir hom, ons lees dit hier, en Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So ek wil die klem hier op 2 dinge sê. Die eerste is dat Jesus sê vir Petrus, hy sê nie vir hom, Petrus, jy is die rots, en jy is nou die kerk, soos wat die Rooms-Katholieke kerk, want hulle sê Petrus is die vader van die kerk, en hier gee Jesus nou vir hom die reg, en hy is die eerste paus gewees, of wat ook al die geval is, en ek dink, dis glad nie die geval nie, maar ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie. Wat Jesus hier sê, is hy sê vir Petrus, die kerk, die rots van die kerk, is hierdie belydenis, Petrus, wat jy so pas gemaak het, die feit dat jy sê, dat u is die Christus, die seun van die lewende God, daardie belydenis, dis die rots waarop ek my kerk sal bou. En as dit die belydenis is waarop jy staan, die rots waarop jy staan, dan uiteindelik sal die kerk nie kan val nie. Dit is wat uiteindelik in hierdie gedeelte gebeur, en dis hoekom Jesus dan hier sê, in die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Beteken dit dat Petrus uiteindelik nooit weer sondig is of niks sleg kan doen nie, omdat hy hierdie belydenis gemaak het? Nee, direk hierna het ons gesien wat uiteindelik gebeur. Dan struikel Paulus weer. Hy verstaan nie dat Jesus vir hulle vertel dat hy gekruisig gaan word nie, en dat hy moet ly nie. En dan wat sê Jesus vir Petrus? Dan sê hy vir hom, gaan weg agter my, Satan. Maar as ons terugkom weer vir 'n oomblik na daardie slagspreuke van die hervorming toe, ons het nou vir mekaar gesê, die eerste ene is sola scriptura, wat beteken die skrif alleen. Hier sien ons ook die ander. Wat is die kern van die skrif? Die kern van die skrif is, Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Dit wat hy hier vertel, hy gaan vir ons moet sterf, maar hy sal ook vir ons oorwin. Maar die tweede en die derde en die ander slagspreuke van die hervorming is natuurlik ook sola fidei en sola gratia, daardie twee wat beteken, hoe word ons gered? Deur Christus alleen, maar sola fidei beteken uit geloof alleen, en sola gratia beteken uit genade alleen, en dis wat Jesus ook hier sê. Hy sê hier in
vers 17 vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. So dit is die belangrike ding hier, dit is geloof, dit is God die Vader wat vir Petrus in staat gestel het, in 'n sekere sin, om hierdie belydenis te kan maak, is God drie enig wat dit gedoen het. En hoe kom hierdie belydenis? Dit kom omdat Petrus geglo het, sola fide, deur geloof alleen. En hoe kom daardie geloof? Dit kom uit genade alleen. So dis 'n genadegawe van God. En dan kan ons van daar af, kan ons die bruggie verder bou. In wie het Paulus geglo? Hy het nou net hier gesê, hy glo dat dit Christus is wat die seun is van die lewende God. Dis die 4de slagspreuk van die hervorming, solus Christus, Christus alleen. En waaroor gaan dit alles? Hoekom het die drie-enige God, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid gestuur om mens te kom word en vir ons sondes te kom sterf en ons te verlos? Want dit alles gaan oor die eer van God. En dis uiteindelik die laaste, die 5de slagspreuk van die hervorming, Soli Deo Gloria, wat beteken alles gaan oor die eer van God, die eer van God alleen. So wat ons dus kan sê as ons daai slagspreuke weer wil saamvat vanmôre, dit gaan daaroor dat die skrif alleen, met ander woorde die Bybel alleen, leer vir ons dat ons word gered uit, of deur geloof alleen, uit genade alleen, want die geloof is 'n genadegawe van God. Daardie geloof is in Christus alleen, en dit alles gaan oor die eer van God alleen. Maar dit is deel van uiteindelik die geskiedenis. Die geskiedenis wat ontstaan het, omdat God dit so wou gehad het, omdat dit God se wil is. En dit is die geskiedenis, en ek wil amper sê die nalatenskap van die hervorming. So op 31 Oktober 1517, nadat alreeds baie dinge in die geskiedenis gebeur het, en God se hand in die geskiedenis was, gaan Martin Luther, en hy gaan slaan sy 95 stellings teen die Rooms-Katolieke Kerk, daar teen die kerkdeur in Wittenberg vas. Dis eintlik sy protes, en dis hoekom ons vandag uiteindelik hervorming Sondag kan vier, wat die naaste Sondag in die 31ste Oktober is. Maar dit is maar net die begin. Wat ons moet verstaan is, op daardie stadium, hierdie gebeure van 31 Oktober, is die vonkie wat die vuur uiteindelik aan die brand slaan, wat wil ek amper sê, wat vandag nog brand, die vuur van die hervorming, of wat vandag nog moet brand, maar wat definitief in daardie tyd van die wêreldgeskiedenis die hele wêreld aan die brand gesteek het, en alles verander het. Maar wat ons moet verstaan is, op daardie stadium, wanneer Martin Luther hierdie 95 stellings van hom daar gaan vastslaan teen die kerk deur, is sy bedoeling nie om uiteindelik sy kerk te laat doodloop, wat op daardie stadium natuurlik die Rooms-Katolieke Kerk is nie. Sy bedoeling is nie om uit sy kerk uit te loop nie. Sy bedoeling is nie om sy kerk skade aan te doen nie, maar sy bedoeling is om uiteindelik om sy kerk reg te help. Want wat het hy gesien? Hy het Romeine 1 vers 17 gelees, wat sê, want die genade van God kom tot ons uit geloof tot geloof, want die regverdige sal uit die geloof geregverdig word. Hy besef, dis daardie woorde van Habakuk, van Habakuk 2 vers 4, wat Martin Luther daar in Romeine 1 vers 17 lees. En dan werk die Heilige Gees in hom, ek wil amper sê, soos wat ons hier in Esegiel sien, die Gees wat uiteindelik in hierdie dooie bene inkom, God werk deur hom en hy besef, my kerk is op die verkeerde pad. Hy wil sy kerk reg help, en dis hoekom hy hierdie 95 stellings daar gaan vastslaan. En dan weet ons, baie dinge gebeur in die tussentyd, daar verloop jare, baie dinge gebeur, ek wil amper sê, daar is 'n heen en weer bekleierery, daar is ontwikkeling wat plaasvind, baie ander dinge in die wêreldgeskiedenis gebeur, maar dan wil ek amper kom en sê die hoogtepunt daarvan vir my, is wat natuurlik op die 17de April 1521, nou luister nou van 1517 af 31 Oktober tot 17 April 1521, daar het 'n klompie jare verloop in die tussentyd, baie dinge het nou gebeur, baie dinge het verander, maar wat gebeur dan? Dan word Martin Luther, ek wil amper maar sê, opgeroep na die edik van Worms toe, deur die Romeinse Ryk, deur, sal ons hom nou maar noem, Keiser Charles die 5de, en al die prinse, en uiteindelik moet hy, in die tussentyd het hy nou hierdie 95 stellings, en dit was
in pamfletvorm uitgegee, omdat die drukkerry in daardie tyd in die geskiedenis ontstaan het. Dan kan Johannes Gutenberg met die massa drukkerry en die pers en alles, so die pamflette is uitgedeel, die woord het versprei. En uiteindelik wat dan gebeur is, dan roep hulle vir Martin Luther op, hy het in die tussentyd boeke geskryf teen die Rooms-Katolieke Kerk en hulle valse leer, en hulle sê vir hom, jy moet alles terugtrek, want waaroor gaan dit? Hulle sê vir hom, ons is die ware kerk, ons is die ouens wat in beheer is, en hoe durf jy iets sê teen die ware kerk? En dan weet ons, Martin Luther se bekende woorde wat hy natuurlik daar vir hulle sê, is hy sê, hier staan ek kan nie anders nie, ek sal nie herroep nie, tensy julle my verkeerd kan bewys uit die woord van God uit. En hulle kan dit natuurlik nie doen nie, en daar eindig in 'n sekere sin die edik van Worms. Martin Luther gaan uit en hy kom nooit weer terug nie, en ons weet wat in die res van die geskiedenis gebeur. Dan wil hulle hom letterlik doodmaak, en dan wil ek amper sê, dan vang sy vriende hom. Die Engelse woord is hulle kidnap hom, ek weet nie wat is so mooi, hulle ontvoer hom, sy vriende. En hulle gaan steek hom weg daar in die paleis in Wartburg, en daar sit hy en hy vertaal die Bybel van die oorspronklike tale af in Duits, in sy taal, en dit sit die hele beweging aan die gang, dat die Bybel oor die wêreld heen, nou nie meer net in Latyns en in Grieks en Hebreëus is nie, maar sodat dit in elke ou se eie persoonlike taal vertaal kan word, sodat die man op straat, elkeen van ons, sodat ons ook die Bybel kan lees, as ons nie die ou oorspronklike tale uiteindelik ken nie. En dit is uiteindelik die groter geskiedenis van die hervorming. Maar wat ons hier ook moet raak sien is, wat gebeur na 1521 in 'n sekere sin, dan sien ons, daar vind 'n definitiewe skeer plaas. Martin Luther wat, soos ek sê, toe hy die 95 stellings daar teen die kerkdeur in Wittenberg gaan vaslaan het, was sy beplanning en sy doel definitief nie om sy kerk te skeer en hulle te breek nie, hy wou hulle gered het. Maar wat is die realiteit? Hulle wou nie geluister het nie. En uiteindelik sien ons dan, daar vind 'n breek deur die geskiedenis plaas, en die nuwe hervormde kerke kom uiteindelik aan bewind. So in 'n sekere sin, al is die Rooms-Katolieke Kerk vandag nog by ons, want daar sal altyd mense wees wat nie wil luister na die waarheid nie. Wat het gebeur? Daardie dag, moet ons besef, het die kerk gesterf. Die kerk het doodgegaan. Hoekom? Omdat die kerk in 'n sekere sin homself doodgemaak het. Hoekom? Omdat hy nie meer kerk is nie, omdat hy letterlik van kerk van God af, dat hy die waarheid nie net onderdruk nie, maar hy die waarheid ontken, want Martin Luther het vir hulle gesê, wat julle verkondig is nie meer die waarheid van die Bybel nie. Die Rooms-Katolieke Kerk sê, jou sondes word vergewe wanneer jy geld betaal, met die aflaatstelsel. Die Rooms-Katolieke Kerk verkondig, daar is 'n vage vuur wat jy brand, totdat jy genoeg gebrand het, en as jy geld betaal, kan jy vinniger daar uitkom. En Martin Luther sê, nee, dis nie jy wat deur jou werke of deur jou geld nie, maar waaroor gaan dit? Dit gaan oor, jy word gered uit genade alleen, of deur geloof alleen, uit genade alleen. Nie deur jou werke of deur jou geld of enige so iets nie. So, deur dit te ontken, maak die Rooms-Katolieke Kerk homself 'n valse kerk, en dis hoekom die breek uiteindelik plaasvind, dis hoekom hy in 'n sekere sin doodgaan. Nou as ons deur die geskiedenis kyk, dan is die hartseer van die mense geskiedenis nog altyd deur die geskiedenis, en dit is die fokus van vanmôre. Ek wil amper sê ons tema van vanmôre is hervorm, want die kerk is dood. En hoor dit, hervorm, want die kerk is dood. Die kerk het telkens deur die geskiedenis elke keer weer gesterf en doodgegaan. As ons kortliks na die geskiedenis kyk, wat gebeur Oud-testamenties? Oud-testamenties, God doen alles wat hy sê hy sal doen. Hy bly getrou aan sy beloftes. Hy verlos uiteindelik vir Israel uit Egipte. Hy bring hulle na 40 jaar, as gevolg van hulle ongeloof is hulle 40 jaar in die woestyn. Hy bring hulle in die beloofde land in. Alles is daar. Die tempel word gebou onder Salomo. Groot en glorieryk. En Salomo is een van die wysste manne, as nie die wysste van alle tye nie. En uiteindelik wat gebeur? Die volk dwaal af. Hulle hardloop agter afgode aan. Maak nie saak in watter vorm dit is nie. Ons sal nou so 'n bietjie daarna kyk. Maar uiteindelik kom die profete op die toneel.
die manne van God, en hulle sê, julle is op die verkeerde pad, julle is besig om teen God se wil op te tree, kom tot bekering. Daar word jare tyd gegee vir die volk om tot bekering te kom, maar wat gebeur? Weer eens, hulle luister nie, hulle wil nie gehoor gee nie. Hulle bly agter die afgode aanhardloop en uiteindelik ander gode aanbid. En wat gebeur? Salomo se tempel met al sy glorie en met al sy goud word verwoes onder Nebukadneser in die jaar 586-87 en die volk Israel wat dan al reeds in 2 ryke verdeel is, in die Noordryk en in die Suidryk, hulle word al twee met die ballingskap weggevoer. So wat gebeur? Ons moet vir mekaar sê, die kerk het dood gegaan. Hoekom? Omdat die kerk nie wou geluister het nie. En dan in die Nuwe Testament, dan weet ons in die tussentyd van die geskiedenis, het God weer die oorblyfsel, want dit is waaroor dit hier gaan, daar is altyd 'n oorblyfsel. Wanneer Elia daar in 1 Konings 19 byvoorbeeld vir die Here sê, Here, ek is alleen en ek is die enigste een wat oorgebly, dan sê God, nee, daar is 'n oorblyfsel. God maak weer daardie oorblyfsel bymekaar en hy bring na die ballingskap, bring hy die volk weer terug uit Israel uit die ballingskap uit al die lande waarheen hulle verstrooi is, hy bring hulle terug in Israel in, en die tempel word weer gebou. En dan in die Nuwe Testament, dan weet ons lees byvoorbeeld in Matteus 24 vers 1 en 2, is die tempel weer daar, en ons lees daar, en Jesus het uitgegaan van die tempel vertrek, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En wat gebeur dan uiteindelik? In 70 na Christus, natuurlik onder die Romeinse ryk, onder generaal Titus, dan word die tempel weer afgebreek, letterlik soos wat Jesus dit hier sê, dat daar nie een klip op die ander oorbly nie. So waaroor gaan dit hier? Dit gaan natuurlik oor die Fariseërs en die Sadduseërs. Wie is hulle? Die Fariseërs en die Sadduseërs is niemand anders nie as die volk in die Ou Testament, wat uiteindelik nie gehoor wou gee aan die waarheid van God se woord nie, wat die waarheid verdraai, wat vals is en uiteindelik net hulle eie gewin soek, wat eintlik maar weer afgode aanbid, net soos in die toekoms dan die Rooms-Katolieke Kerk uiteindelik ook doen. Luister wat sê Jesus ook vir die Fariseërs en die Sadduseërs, onder andere in Matteus 23 vers 27 sê hy vir hulle, wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbeendere en allerhande onreinheid is. En hier verwys Jesus in 'n sekere sin terug na dit wat ons in Esegiel gelees het, dat daardie doodsbenere wat daar lê, hulle beteken absoluut niks nie. Hoekom? Want die gees van die Here is nie in hulle nie. Maar wie is die Fariseërs en die Sadduseërs in die dag van Jesus? Hulle is die ouens wat die kerk regeer. Ek wil amper sê, as ek die Engelse woord kan gebruik, hulle is die big shots, hulle is die ouens wat die show run. Maar wat sê Jesus vir julle? Nee, julle is presies dieselfde as die doodsbenere in Esegiel. Julle lyk van buite af mooi, julle maak of julle al die wette en die dinge onderhou, maar daar's niks in julle hart nie. In julle hart glo julle nie werklik nie, daar's nie werklik geloof nie, julle glo nie werklik dat Jesus, soos wat Petrus het bely, is die seun van God, of is die Christus die seun van die lewende God nie. Verder in dieselfde gedeelte in Matteus 23, daarvan vers 35 af, sê Jesus vir die Fariseërs en die Sadduseërs weer, so wie is dit weer eens vir wie hy dit sê? In vandag se taal is die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, kan ons letterlik sê, hulle is die dominees en die ouderlinge van die kerk, en Jesus sê vir hulle daar van vers 33 af, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af,
tot by die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. So wat sê Jesus? Hy sê, julle is in beheer, julle maak of julle in beheer is, maar wat maak julle eintlik? Julle is nog heeltyd besig om die kerk dood te maak. Julle is gefeinstes, julle lyk van buite af mooi, maar binnekant is dit 'n klomp doodsbeenere wat in julle is, en julle sal die oordeel uiteindelik nie ontvlug nie, want hoekom? Want julle is die wat dood maak. Julle is die wat uiteindelik van stad tot stad gaan om te vervolg. Julle het hierdie vervolgingsgesindheid in julle. En deur dit is julle besig om die kerk dood te maak, maar waaroor gaan dit ten diepste? Ten diepste gaan dit daaroor, waaroor gaan dit vir die Fariseërs en die Sadduseërs? Dit gaan dieselfde as in die latere geskiedenis as vir die Rooms-Katolieke kerk. Wat is die groot ding? Is die ou sonde van Adam en Eva in die paradys. Selfgesentreerdheid, hulle wil self gode wees, ons wil ons self verhef. En deel van daardie proses van selfverheffing, om ons self uiteindelik te laat groot en belangrik lyk, daarin word uiteindelik die God wat hulle aanbid, hulle self, maar ook mammon. So dit gaan alles oor geld. So waaroor het by die Rooms-Katolieke kerk gegaan, of kom ons begin by die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle is in hierdie belangrike posisies, hulle kry geld, so hulle wil hulle self groter en beter maak by die mense. Die Rooms-Katolieke kerk, alles gaan oor mammon, dit gaan oor geld, hulle wil hulle tempels bou, hulle wil hulle self verryk, en dit is waaroor het gegaan het in die dag van Martin Luther. Hulle wil in Rome daardie St. Pieters Basilika gebou het, en allerhande planne is uitgedink om geld te kry. So kom betaal vir jou sonde, kom betaal om vir jouself en jou geliefdes uit die vagevuur met jou geld uit te koop. Soos wat Tetzel dit gesê het, sodra daai geldjie weer klink in die bak waarin jy hom gooi, dan spring jou siel uiteindelik uit die vagevuur uit en hou jy op brand. Dis die valse evangelie waarmee uiteindelik die kerk besig is, en dit is geen wonder nie dat Jesus dan in Openbaring, wanneer Johannes uiteindelik daar op die eiland Patmos is, en wanneer Jesus vir hom uiteindelik in hierdie gesig laat sien dat hy moet skryf aan die 7 gemeentes in Asië, die tweede gemeente waarna hy skryf, hy sê vir hulle in Openbaring 2 vers 9 en 10 sê hy, ek ken jou werke en jou verdrukking en jou armoede, maar jy is ryk. Luister mooi, jy is ryk. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor jou geld. Maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. Dit gaan nie noodwendig hier oor Jood of nie Jood nie, maar hy sê, waaroor gaan dit? Julle maak of julle iets is, julle maak of julle kerk is, maar julle is nie kerk nie, julle is eintlik die teenoorgestelde van die kerk, julle is die valse kerk, en dis wat hy dan hier sê. Hy sê, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar is 'n goge van die Satan. En dis waaroor dit uiteindelik gaan. En nou wil ek kom by vandag se geskiedenis. Ons is besig om hervormingsdag te vier en hervormingssondag vandag, maar waaroor gaan dit uiteindelik? Uiteindelik moet ons ook vandag tot die besef kom, dat die kerk is weer besig, nie net om te val nie, die kerk is dood, en daarom moet ons hervorm. As ons na die kerk vandag kyk, kom ons vergeet maar van al die valse kerke wat rondom ons is, maar kom ons kyk net na die wat ons as die ware kerk beskou. Wat gebeur in die ware kerk weer? Dis dieselfde ding, ons hardloop agter eie gewin aan, ons hardloop agter geld aan, alles gaan oor mammon, en uiteindelik verdraai ons die woord, en tipies soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes van daardie tyd, is daar geen balans nie, ek sal nou daarna toe terugkom ook, maar ons maak ons eie reëls op, ons eie wettetjies en ons eie goedjies, en die blou boekie en die rooi boekie of wat so al kleurboekie wat ons in ons kerkverbande die kerkorde noem, is 10 keer belangriker as wat die Bybel is. Wanneer ons na 'n ringsvergadering of 'n synode toe gaan, dan moet jy net nie jou kerkorde vergeet nie. Jy kan maar jou Bybel by die huis los, maar moet net nie jou kerkorde vergeet nie, want dit is belangrik. En dan verdraai ons die kerkorde om by ons aan te pas. Hoekom en wat doen ons? As ons kyk na wat in die kerke gebeur, hierdie vervolgingsgesindheid wat daar uiteindelik is, maar waaroor gaan die vervolgingsgesindheid? Om onsself te verryk, want ons hardloop agter mammon aan, ons wil onsself groot maak en onsself uiteindelik laat goed lyk. Soveel so dat ons letterlik op stadiums kom. Dis nie net met my wat dit gebeur het nie, met my het dit letterlik gebeur,
Maar daar is soveel stories van dominees daar buite wat vir jou sal sê, die ouderling, en dit met my persoonlik ook gebeur, in 'n konsistorie na 'n kerkdiens, wat 'n ouderling vir my gesê het, ons betaal jou, so jy moet sê en doen wat ons vir jou sê om te sê en te doen. En dis wat Martin Luther uiteindelik gesê het, en wat het die Rooms-Katolieke Kerk gedoen? Hulle het gesê, ons is die kerk, ons is die waarheid, hoe durf jy teen ons gaan, en hy het gesê, hier staan ek kan nie anders nie, ek sal nie herroep nie, ek bly by uiteindelik die waarheid van die skrif. Ek bly by daai slagspreuk van die hervorming wat sê sola scriptura, die skrif alleen. Ek kan nie my gewete en myself verkrag nie, al wil julle my dan ook doodmaak, ek sal nie herroep nie, ek sal daarby bly. Maar so kan ons uiteindelik aangaan. Waaroor gaan dit vandag in ons kerke? Mense sê dit vir jou, hoekom wil mense nie weer kerk toe gaan nie? Want mense sê vir jou, alles gaan net oor geld. Ons moet altyd net gee, en daar's geen geestelike groei. Hoekom? Want is dood. So die oproep daar, ek kan seker vir baie langer aangaan daaroor en uiteindelik baie meer daarvan maak. Maar as ons eerlik is, maak nie saak of dit in die gereformeerde kerke is of waar dit ook al is nie. Maar die lank en die kort is, as ons eerlik met mekaar is, moet ons mekaar sê, soos Israel van ouds, het ons alweer so ver geval. Soos die kerk in die Nuwe Testament het ons alweer so ver geval. Soos die Rooms-Katolieke Kerk in die 1500s het ons alweer so ver geval. Ons is weer dood. Die kerk is weer dood. En daarom moet ons opstaan en ons moet hervorm. Wat het hoe die kerk elke keer weer by mekaar gekom? God het hulle by mekaar gebring deur die waarheid van sy woord, deur Esegiel wat geprofeteer het die doodsbeende weer lewendig geword. Deur uiteindelik die apostels wat heen gegaan het en uitgegaan het en uiteindelik kerke gaan stig het die woord weer verkondig geword. Deur manne met ruggraat wat opgestaan het soos Martin Luther en die ander kerkhervormers, het die kerk weer uiteindelik gegroei en weer opgestaan. Maar die kerk moes elke keer doodgaan en ek wil, dit is 'n belangrike punt vanmôre uiteindelik uitlig. Wat moes uiteindelik gebeur? Daai doodsbenere wat Esegiel teekom, die doodsbenere wat Jesus beskryf wanneer hy van die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes praat, is die wat net doodsbenere is. Dit is dood, dis morsdood. Dan moet eers hierdie werklike dood kom voor daar weer uiteindelik groei kan kom. So daardie dood moet eers gebeur en ons moet erken dat dit uiteindelik ook nodig is. En dis hartseer dat dit moet gebeur, maar dit is hoe God die geskiedenis uiteindelik beskik. In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29 word daar vir ons natuurlik 3 kenmerke van 'n ware kerk gegee. Die eerste daarvan is die kerk moet die woord suiwer verkondig. So wanneer sola scriptura nie gebeur nie, maar wanneer ons die woord verdraai en die woord verkrag en die woord teenstaan, want dit sien ons ook in die wêreld waar ons onsself vandag uiteindelik bevind. Dit kom nou maar weer tipies terug by die stelling wat ek gemaak het. Jy moet sê wat ons vir jou sê om te sê, want ons betaal jou geld. Wanneer ons die evangelie keer deur te sê moenie na predikers luister nie, dan moet ons besef ons diskwalifiseer onsself as kerk en dis presies wat gebeur. Die tweede uiteindelik teken van 'n ware kerk is dat die sakramente moet suiwer bedien word. So wat het in die tyd van Martin Luther gebeur? Die Rooms-Katolieke Kerk het vandag nog uiteindelik 'n verkeerde siening oor die sakramente. Hulle glo dat die sakramente is elke keer met die Romeinse mis. Jesus word van vooraf gekruisig en van vooraf geoffer en ons aanbid eintlik daardie offer en uiteindelik word die brood letterlik sy vleis en die wyn letterlik sy bloed. So die sakramente word ontheilig. Wat word uiteindelik vandag gedoen? Manne wat voor in die kerk sit met swart pakke aan, wat ouderlinge en diakens is en dominees, uiteindelik is hulle soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Van buite af lyk dit mooi. Die mooi swart pak daar voor in die kerk lyk mooi, maar wat gebeur in die hart? Eintlik in die hart keer ons die evangelie. In die hart sê ons nie, mammon is belangriker. In die hart wil ons nie hê dat dominees by ander gemeentes gaan preek nie, want dit gaan beteken dat die dominee nie 15 minute voor die kerkdiens aan hierdie kant begin, terug by die kerk kan wees nie, en dis nie vir ons goed genoeg nie. So hy moet eerder nie by 'n ander gemeente gaan preek, by die buurgemeente nie, want ons wil hê ons dominee moet ten minste 15 minute voor die tyd by ons in die kerk wees,
So ons sal, om dit reg te kan kry, wil ons eerder hê, hy moet nie by die buurgemeentes rondom ons dorpe of ons stede preek nie. So die lank en die kort is, dit gaan oor die ego, dit gaan weer oor mammon, maar daar dieselfde mense sit aan die nagmaalstafel wanneer die nagmaal aan die gemeente bedien word. En wat is die realiteit? Die nagmaal word ontheilig, so die tweede been val. En die derde been is natuurlik dat die tug suiwer bedien word. So wat gebeur in Jesus se tyd? Jesus sê vir hulle, ek is die seun van God, dit wat Petrus hier bely het in ons teksverse, en wat wil die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes uiteindelik doen? Hulle wil hom doodmaak as gevolg daarvan. Wat het ons weer vir mekaar gesê? Mammon sê, wanneer verkondigers van die woord wil verkondig, nee, julle moet sê wat ons sê, want ons betaal jou geld. So die woord word doodgemaak, en dan wat gebeur? Ons sien dit in baie gevalle, dominees word doodeenvoudig uitgewerk uit kerke uit, want ons sê ons het nie genoeg geld nie, en ons is nie bereid om planne te maak, of wat ook al die geval is nie. So daar diskwalifiseer ons onsself weer, en ons kan maar, soos ek sê, oor die spektrum gaan kyk, in al die kerke, nie net in ons dorpie nie, maar oralsterheen is dit die geval. So ons diskwalifiseer onsself, ons is nie meer die ware kerk van Christus, as dit is hoe ons optree, want dit gaan nie meer oor die geloof nie. Dit gaan nie meer oor ons glo in die suiwerheid van die skrif, en dit gaan oor geloof in God alleen, deur die genade wat Christus vir ons gegee, deur vir ons te sterf nie. En as ons daardie punt bereik, dan moet ons uiteindelik vir mekaar sê, die hartseer waarheid is uiteindelik, dat die kerk is dood, en daarom uiteindelik moet ons besef, ons is op 'n punt, waar ons nie net die hele kerksysteem sal moet heroorweeg en herbedink nie, maar waar ons ernstig weer sal moet hervorm. Die oproep is altyd wanneer ons oor hervormingsdag praat, semper reformanda, wat beteken steeds hervormend of altyd hervormend. En wat beteken om te hervorm? Dit beteken dat ons moet terugkeer na die waarheid van God se woord, en ons moet weer daaruit uiteindelik begin leef, en uiteindelik vir God deur alles die eer gee. Maar die wonderlike is, en dit is die mooi, dat wanneer die belydenis waar is, dan kan ons miskien vra, wanneer ons hierdie woorde in Matteus 16 lees, maar elke keer wat ek nou sê, die kerk het weer dood gegaan, en die kerk het dood gegaan deur die geskiedenis, en hy is weer dood, beteken dit dan, dat Jesus se woorde van Matteus 16, wat sê, in die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie, dat dit nie die waarheid is nie. Nee, dit beteken nie dat dit nie die waarheid is nie, dit is die waarheid. Maar wat gebeur is, die valse kerk sterf elke keer, en die oorblyfsel bly oor, en Jesus trek hulle bymekaar, en hulle opdrag is om voortdurend te hervorm, om weer terug te keer na die waarheid van die woord toe, en dit te verkondig met woord en daad, en uiteindelik daardeur bring Jesus weer die ware kerk bymekaar. Ons het nou gelees in Openbaring 2 vers 19, dat Jesus sê, die valse kerk is die sinagoge van Satan, maar net in die volgende vers, dan sê hy ook vir hulle, hy troos hulle, en hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. So hy sê, daar gaan partykeer dood wees, party gaan onregverdig doodgemaak word, maar God gee uiteindelik die troon, hy sal sy kerk uiteindelik in stand hou, en dis die belangrike, en ek wil daarmee afsluit, as ons na Martin Luther en na die kerkvaders gaan kyk, dan sien ons, daar was 'n balans gewees. Aan die een kant beteken daai balans, ons is wys genoeg deur die genade van God, om raak te sien en te besef, wanneer ons kerk uiteindelik op die verkeerde pad is. Ons het ruggraat genoeg om op te staan, en uiteindelik vir hulle te sê, julle is op die verkeerde pad, hou op waarmee julle besig is. Dit beteken nie dat ons slaafs, soos wat die Rooms-Katolieke kerk wou gehad het, dat ons net sê, dis die kerk, en ons moet maar na alles luister wat die kerk sê, en God gee ook vir ons wysheid, om die skrif te bestudeer, en om by sola scriptura, die skrif alleen te hou. Dis die een kant, ons is bereid om te sê, partykeer is dit nodig om te breek, om te skuif, en mense sê dit altyd, dis hartseer wanneer jy hoor, daar's nog 'n kerk wat geskeur het, daar's nog 'n nuwe kerk wat begin is, omdat hulle nie saamgestem het met die ander groep nie. Maar partykeer is dit nodig, partykeer moet ons besef, dit wat ons gedink het is kerk is dood, dis nie meer kerk nie, maar is
sinagoge van die Satan, dis doodsbeendere. Maar dat die oorblyfsel, die wat werklik glo, hulle kan opstaan, en die ander kant daarvan is uiteindelik ook die waarheid, en dit is dat wanneer ons werklik glo in die skrif alleen, wanneer ons glo soos Petrus hier, uiteindelik dat Jesus is die seun van God, hy is die Christus, die een wat ons verlos het, wat met sy bloed vir ons aan die kruis gesterf het, wat vir ons op die 3de dag uit die doodheid opgestaan het, en wat vir ons die ewige lewe gegee het, en wat weer sal kom om ons te kom haal. As ons dit werklik glo, en ons leef daardeur, dan uiteindelik is dit soos vir die profeet Esegiel, dat God sê, die Heilige Gees sal weer lewe in julle gees, sal die waarheid wakker maak, en God maak uit die oorblyfsel uit weer vir hom 'n groot leer. Hierdie doodsbenere, mense kan weer tot bekering ook kom, wat op die verkeerde weë is, maar dan moet hulle nie volhard in hulle sonde, soos die Fariseërs en die Sadduseërs van uit, soos die Rooms-Katolieke kerk van ouds nie. Maar dan moet hulle werklik tot bekering kom en sê, ons is jammer, ons hou op met ons sonde, en ons maak 'n 180 grade draai, en ons loop nie meer op die breë weg waarop ons besig was om te loop nie, maar ons draai om en ons loop op die nou weg, sodat ons deur die nou poort die hemel kan ingaan. En as dit gebeur, God se Gees is almagtig, hy kan uit doodsbeendere uit weer lewe bring. En uiteindelik wil hy vir ons gebruik, omdat die Heilige Gees ook in ons harte is en in ons werk, om uiteindelik ook daardie lewe te bring. En die antwoord is, hoe bring ons dit, of die vraag, en die antwoord is, deur weer te hervorm, deur weer terug te keer na dit wat uit die hervorming uitgebore is, dit wat ons kan sê, die woord alleen verkondig vir ons, dat ons uit geloof alleen, deur genade alleen, in Christus alleen, tot die eer van God alleen, moet lewe en uiteindelik so gered word, nie deur geld of deur ons werke nie, maar uit genade alleen, deur die werk wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En as ons dit werklik besef, dan sal ons nie anders kan nie, as om dit te begin leef. En wanneer dit gebeur, wanneer ons dit werklik leef, dan sal dit soos in die tyd van Martin Luther wees, dan sal die vonkie uiteindelik weer die groot vuur uiteindelik aan die brand steek. Nou die Bybel leer vir ons dat die Heilige Gees, een van die simbole van die Heilige Gees is ook die vuur, en dis die vuur wat die doodsbeendere weer lewend kan bring. Dit is die vuur wat die kerk uiteindelik weer, die ware kerk sal laat opstaan uit die stof uit, en weer ware kerk van Christus sal wees. Maar dit alles kan net gebeur as ons by die waarheid van die woord hou, en as dit in Christus is, en uiteindelik as ons dit doen, soli Deo Gloria, tot eer van God. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir al U liefde en vir al U genade, vir U goedheid en vir U guns. Nou Here, wanneer ons na die werklikheid van ons tyd en ons omstandighede uiteindelik kyk, dan kan ons nie anders nie as om bekommerd te wees. Ons sien dat mense en mense se egos, die ou afgod van Mammon, wat alreeds daar van die woestyntyd af, toe die volk die goue kalf gebou het, daardie ou afgod wat eintlik maar net daaroor gaan dat ons eie egos wil streel en ons self wil verhef en verryk, daardie afgod is nog steeds by ons. Here, ons sien die harde harte van mense, wat nie tot bekering wil kom nie, wat net uiteindelik hulle eie belange najaag, en daarom ook vir Mammon. Here, ons sien dat mense daarom, en as gevolg daarvan ook, die kerk hier op aarde doodmaak. En hier in 'n sekere sin besef ons dit, en moet ons dit vir mekaar erken, dat die kerk is weer dood. Maar Here, ons weet deur U groot liefde en genade, laat U altyd 'n oorblyfsel oorbly. Here, daarom wil ons ook vanmôre uit U groot liefde en genade vra, Here, as ons nog nie deel van daardie oorblyfsel is nie, werk met die Heilige Gees in ons harte, maak ons deel van die oorblyfsel. Gee dat ons as die oorblyfsel, dat ons ook voortdurend weer sal terugkeer na die waarheid van U woord, dat ons sal profeteer met woord en met daad, deur ons elke dag se lewens, nie net deur dit wat ons sê nie, maar in die besonder ook deur dit wat ons doen, en dat ons daardeur ook weer die kerk sal opbou. Here, dankie dat ons kan weet dat uiteindelik die ware kerk nooit sal sterf nie, maar dat die valse kerk telkens sterf, dat dit ook U wil is dat die valse kerk sterf.
Here, ons dankie daarvoor, en ons dankie dat U die een is wat uiteindelik lewe neem, maar dat U ook die een is wat nuwe lewe gee. Here, ons wil opnuut weer vra, soos wanneer ons lees van die profeet Esegiel, dat as ons ook as gevolg van ons sonde doodsbeendere is, as ons ook dalk soos die Fariseërs en die Sadduseërs van oud lyk, wat van buite af goed lyk, maar net 'n valse beeld gee, wat eintlik wit gepleisterde grafte is, wat van binne maar net doodsbeendere is. Here, wil ons vra in die groot liefde en genade, werk met die Heilige Gees in ons harte, maak ook daardie doodsbeendere weer lewendig. Gee weer vir ons vlees, gee vir ons senings, oortrek ons met 'n vel, maar belangrikste van alles, Here, verander ons harte van klip en ons hardheid van hart, en gee weer vir ons harte van vlees. Gee dat ons in ons harte van vlees opnuut weer sal sien dat die wet is op ons harte geskryf. Gee dat die Heilige Gees daarom die gewete sal wees wat in ons harte werk en deur ons verstand werk, en dring ons tot insig en tot bekering. En Here, vergewe genadiglik al ons sondes. Gee dat ons nie van die ware pad sal afwyk nie, maar hou ons uiteindelik op die smal weg. Wys vir ons die waarheid van die woord en lei ons as ons goeie herder ook deur die waarheid van die woord, sodat ons uiteindelik sal ingaan deur die nou poort. Maak ons weer lewend en gee dat ons ook daardie liefde, daardie genade, daardie lewe wat U deur die Heilige Gees in ons inblaas, dat ons dit ook weer aan die wêreld sal uitstraal. Here, wees saam met elkeen van ons wat deur moeilike omstandighede gaan, elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het. Bring asseblief vir ons genesing en maak vir ons gesond. Gee dat ons nooit hoop sal verloor nie, maar gee dat ons ook daar as die ware kerk vir mekaar sal wees, om mekaar te ondersteun en mekaar by te staan, en dat ons deur alles wat ons doen, uiteindelik ons fokus op U sal hê, dat ons in alles wat ons doen sal onthou, die slagspreuke van die hervorming word saamgevat in die woorde Soli Deo Gloria, dat alles gaan oor die eer van God, want waarlik aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, en ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.